Hallo vriende en baie welkom by vandag se oordeenking. In ons wêreld vandag hoor ons dikwels dat liefde beteken jy moet alles net so aanvaar en goed praat. So 'n kultuur sê vir ons dat liefde en waarheid teenoor mekaar staan. As jy iemand reg help of by God se woord bly, word jy gou as liefdeloos beskou. Maar is dit wat die Bybel onder ware liefde verstaan? Vandag kyk ons na hoe Bybelse liefde en Bybelse waarheid onskeidbaar aan mekaar verbind is. Ons skrifgedeelte vir vandag kom uit 1 Johannes 5 vers 3 wat soos volg lees. Want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar, en sy gebooie is nie swaar nie. Johannes het die brief aan die einde van die 1ste eeu geskryf om 'n vroeë vorm van gnostisisme te bestry. Hierdie dwaalleraars het beweer dat 'n mens 'n hoër geestelike kennis, gnosis, kan besit, sonder dat jy jou aan God se sedelike wette hoef te steur. 'n Siening wat bekend staan as antinomianisme. Vanweë hulle filosofiese dualisme het hulle geglo dat die fisiese lewe en die geestelike lewe niks met mekaar te maak het nie, en dat sonde in die liggaam nie jou gees kan besoedel nie. Johannes skryf sy brief om hierdie wanbegrip reg te stel. In die oorspronklike Griekse teks gebruik hy die woord agape vir liefde. Hierdie liefde is nie bloot 'n oppervlakkige of emosionele gevoel nie, dit is 'n daad van gehoorsaamheid en toewyding. Vir Johannes was God se wet nie 'n swaar juk nie, maar juis 'n uitdrukking van sy vaderlike sorg en beskerming. Johannes maak dit duidelik, jy kan nie beweer dat jy God liefhet terwyl jy sy bevele opsetlik oortree nie. Ware Bybelse liefde tree nooit in stryd met God se geopenbaarde waarheid op nie. Bybelse waarheid gee vir die liefde sy rigting en liefde gee vir die waarheid sy hart. Hier is 'n skriftuurlike feit om te onthou. Ware Bybelse liefde kan nooit losgemaak word van Bybelse waarheid nie. Die skrif wys regdeur die geskiedenis dat God se liefde ons juis lei om sy wil te doen. Jesus sê self in Johannes 14 vers 5, as julle my liefhet, bewaar my gebooie. Die feit is dat God se wette nie ontwerp is om ons vryheid in te kort nie, maar om ons te beskerm teen die verwoestende gevolge van die sonde. Om te beweer dat jy iemand liefhet, terwyl jy toelaat dat hulle in sonde voortleef, dryf lynreg in teen die getuienis van die Bybel. Spreuke 13 vers 24 bevestig hierdie beginsel wanneer dit verklaar: wie sy roede terughou, haat sy seun, maar hy wat hom liefhet, besoek hom met tugtiging. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir die heilige woord wat vir ons die ewige waarheid gee. Vergewe ons waar ons toegelaat het dat die wêreldse definisie van liefde ons denke en optrede beïnvloed het. Help ons om U so lief te hê dat ons met ons hele hart U gehoorsaam sal wees. Leer ons om die waarheid altyd in liefde te spreek, sonder om kompromieë te maak oor dit wat U woord van ons vra. Ons bid dit in die magtige naam van die Here Jesus Christus. Amen.